Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer mense besluit maak om Jesus te volg, verander alles. Daar is hartseer en vreugde, mislukkings en oorwinnings. 'n lewe soos geen ander nie. Vra maar vir Petrus. Terwyl hy Jesus gevolg het, het hy wonderwerk na wonderwerk gesien. Hy het Jesus dag in en dag uit vir 3 jaar gevolg. Maar toe Jesus in hegtenis geneem is, het Petrus iets gedoen wat hy gesê het hy nooit sou doen nie. Hy het Jesus verloon. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer. Petrus se ervaring wys vir ons 3 dinge wat ons as Christus se volgelinge moet vermy. Die eerste ding, moet nooit Jesus van ver af volg nie. Lukas 22 vers 54 sê, en hulle het hom gevange geneem en weggelei, en hom gebring in die huis van die hoëpriester, en Petrus het van ver af gevolg. So baie van ons is gretig, wanneer Jesus ons roep om hom te volg. Maar soos wat die lewe aangaan, vind ons onsself by 'n plek waar ons weggedryf het, en Jesus net van ver af volg. Nou is die tyd om terug te keer. Moenie wag tot dinge makliker word nie. Moenie wag totdat jy nie meer besig is nie. Maak nou die verandering. Die tweede ding, moenie moed opgee wanneer jy 'n fout gemaak het nie. Johannes 21 vers 3 sê, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Toe Petrus gesê het hy gaan visvang, het hy teruggegaan na wie hy was, voordat hy Christus begin volg het. Hy het probeer om Jesus te volg, 'n fout gemaak en toe opgegee. Wanneer jy 'n fout maak, is dit tyd om op te kyk, nie om op te gee nie. Vra God om vergifnis en vra hom wat jy uit hierdie fout kan leer. Die derde ding, moenie vergeet dat Jesus jou nog steeds liefhet nie. In Johannes 21 vers 7 het Petrus probeer om terug te keer na sy ou lewe, maar toe het hy Jesus gevind wat vir hom op die strand wag. Jesus het Petrus steeds lief gehad, ten spyte van die foute wat hy gemaak het. Waar is jy vandag in jou wandel met Jesus? As jy nog nooit sy uitnodiging aanvaar het om hom te volg nie, doen dit vandag. As jy hom van 'n afstand af volg, neem die besluit om jou lewe weer opnuut aan hom te wy. En as jy 'n fout gemaak het, en dink dat Jesus jou nie meer kan gebruik nie, dink weer. Petrus het Jesus verloon, maar nadat Jesus terug na die hemel opgevaar het, was dit Petrus wat op Pinksterdag gepreek het, en 3000 mense is gered. Dit was Petrus wat vir 'n krepele gesê het om te loop, en die man het opgestaan, geloop en gespring, en God geprys. En as Jesus dit vir Petrus sal doen, sal hy dit vir jou ook doen. Here, help my asseblief om daagliks my kruis op te neem en U te volg. Help my om U woord te gehoorsaam en om in my selfsugtige weë te sterf. In Jesus naam bid ek dit. Amen.